Baie dankie aan Jan en Hanneke Libbe vir die uitnodiging en ook dan spesifiek aan Bergendaal gemeente en Hospice en Sunflower wat die geleentheid skep. Ek dink dit is baie belangrik dat ons hieroor praat ook en daaroor reflekteer en nadink. Nou, miskien is dit goed om eers met twee belydenisse te begin. En die eerste belydenis is dat dit letterlik die eerste keer sedert Januarie 2019 is wat ek voor mense optree fisies. En ek sal daaroor later verwys, want tussen het ek net virtueel gewerk. Het ek mense net ervaar via die rekenaar. En die tweede belydenis wat ek moet maak, en ek dink dit is belangrik, en dit is dat ek absoluut praat vanuit die posisie van bevoorregting. Iemand wat gesond is deur die pandemie, iemand wat sy gesin of selfs uitgebreide gesin nie geraak is deur die pandemie nie, iemand wat ek en die bruin, my vrou nog steeds pensioen bydraende werke het, dit terwyl miljoene mense hulle werke verloor het, of inkomste verloor het, tot so mate, dat mense hulle amper as die precarious class kan definieer, hulle wat nie weet wanneer die volgende bord kos sal kom nie. So ek moet my bevoorregting van die begin af met die deel en verklaar. En aan die wynbedryf, byvoorbeeld in die toerismebedryf in die Kaap, het 300.000 mense hulle werk verloor. Wêreldwyd is die gedrukte media en koerante 65% minder in omset. Die toerismebedryf het bykans tot stilstand geruk. En hoeveel mense, soos ek reeds genoem het, sit sonder werk. Selfs met my gunsteling koffiekafees in Bedford View en ook in Edenvale het toegemaak. Bestaan nie meer, met die wonderlike naam van Deur Maria, wat nie meer daar is. En dan is dit uiteraard ook so dat mense kon sê in hierdie groep, weet ons van verskeie mense wat dus baie swaarder gekry het as ek, en ek wil dit graag in die begin duidelik verklaar. Verlede jaar Januarie was ek by die Akademie vir Wetenskap en Kuns van Europa se jaarkongres in Malta. 'n Pragtige eiland, die van die Bybel sal ook weet, waar Paulus sy skipbrekeling was, en was dit 'n besonderse plek om dit te besoek. Maar aan die aande het ek gesien wat kom in China, en het ek al meer bewus geraak, ook toe ek die aansettingslig in Dubai kry. En ek sien die Chinese en die Asiërs wat terugkeer na die Chinese nuwe jaar almal gemasker. Die gevoelens wat ek aan myself losgemaak het, was een van ek wil nie in daardie huisvak gaan. Ek staan 'n bietjie terug door die leer en so in beweeg, half spontaan normaal, amper as vir jouself beskerm. So die een kant kan mens kwalitatief hieroor praat, maar ook kwantitatief. Die van die wat onlangs na Johns Hopkins se webwerf gekyk het, vandag is daar reeds omtrent 3.3 miljoen mense dood in die wêreld. Suid-Afrika lê 16de met min of meer 55.000, die VSA met 581.000, Brasilië met 420.000, en jy sien die beelde hoe dit in Indië en Argentinië gaan. So dis inderdaad 'n pandemie wat die hele aarde hard tref. Maar mens sou ook kwalitatief hieroor kon praat. Ek het aan Peer genoem dat tot einde Desember 2020 was COVID vir my net 'n syfer en iets wat ek op televisie gesien het. En van Januarie tot einde April het ek en my vrou aan ons werkskring 11 mense verloor. Almal mans van 48 tot 71. Een van my eerste professore in Nuwe Testament, toe ek nog teologie geswat het, dood op 71. My tweede PhD-student, hoof van 'n departement by Unisa, dood. 'n ander kollega van my, 'n jong wonderlike akademikus met wie ek 'n week in Birmingham en in Londen deurgebring het en saam ontwikkelingsetiek gewerk en geskryf het, dood 48 met 2 laerskoolkinders. En so kan ek aangaan. Onder andere ook my dekaan van regte by Noordwes Universiteit, ouderdom 61, dood. Ek wil egter nie daarop fokus nie. Ek dink ons het mense soos Dr. Daleen en Peer wat meer vir ek dink op die individuele vlak daaroor kan praat en jy kan weerstel. Al wat ek weet is dat met die pandemie die werklikheid van die dood ons leefwêreld en binnekamer betree. Op 'n manier wat mens nie geken het nie. Ek wil dan eerder praat oor wat ek noem die 7 groot tendense wat ek raak sien in die wêreld, wat gebeur met gemeenskappe en die samelewing. En dan wil ek eindig as 'n verloopte dominee met 'n wens vir die wêreld en ons gemeenskappe.
So die eerste groot ding wat ek sien gebeur, is dat hoe ons mense al hoe meer virtuele en digitale wesens begin raak het. Ons werk nie meer af en toe net met die internet of binne 'n Wi-Fi omgewing nie. Ons leef op die web. So ons het regtig 'n digitale lewe begin omarm. Dit is hoe ons leef. Ons leef aanlyn, ons koop aanlyn, ons kyk aanlyn, ons deel ons foto's op Facebook met mekaar en ons ervarings in ons WhatsApp groepe. En miskien moet ek vir u vra, die gemeente, die groep hier, hoeveel van u het die laaste jaar vir die eerste keer gezoom of geteams meet of gewhatsapp meet? Kan jy net die hande opsteek? En as ek 2 jaar terug vir u gevra het, wat is Zoom of Team, sou jy my vreemd aangeloer het, maar wat spreek ek nou in tale? En ek herinner my in 2015 het ek die eerste keer gezoom vir studente in New York en Londen gelyk, en moes die IT mense 'n dag voor die tyd vir my kom inlei, die do's en don'ts van Zoom. Nou die dag ook het ek 'n boekbekendstelling gehad en ons was 185 mense virtueel uit 24 lande bymekaar. So ek dink saam met die aanlyn beweging, voordat ons digitale wesens geraak het, moet ek hier ook verwys na 2 boeke wat ek onlangs hier die oorsigte van gelees het, wat ek graag volledig sal lees. Die een is 'n boek van Zuboff, wat hy noem Surveillance Capitalism. En die ander is 'n boek van Jackie Wang, wat sy praat van Carceral Capitalism. Die punt wat hulle maak, omdat u en ek so aanlyn moet leef en oorleef, het die groot maatskappye soos Amazon, die sogenaamde Big Tech maatskappye, Facebook en Google, uiteraard stel dit hulle in staat om op 'n vreemde manier nog meer winste te maak. En word mense private data eintlik in 'n publieke domein gesit wat groot etiese implikasies ook het. 'n tydjie terug het ek nog vir Jan gebel en gevra, ek was besig met die toerisme se navorsing by sy grootwordplek in Koerman. En ek sal nie vergeet nie, ons het by Willoughbyskuil net na Kimberley gestop om na sandgrafiures te kyk. En daar was 'n skoolgroepie ook, en toe vra die toerist vir die een meisietjie wat so graad 11 is, maar kan jy jou indink, 'n sandmens van 8000 jaar terug wat nou hier moes oorleef en 'n tekeningkie maak het in die rotswand, wat sou nou vir hom of haar die grootste uitdaging gewees het? Toe sê sy wel, ek weet nie hoe dit sonder Wi-Fi oorleef nie. Dit was vir my 'n vreemde opmerking. Ek sou aan veel ander goed kon dink as 'n sandmens van 8000 jaar terug om te kon oorleef. Goed, die tweede groot impak wat ek dink wat COVID gebring het, dit het ons werkplekke onherroepelik verander. Want skielik het ons woonplek nou werkplek geword. Skielik is die desktop vervang met die laptop. En skielik hoef jy nie meer te bly naby jou kantoor of jou besigheid of jou firma nie. Kan jy nou in 'n gunsteling plek in die Suidkus gaan bly en daarvan na werk. So dit bring 'n heel ander dimensie en glo my ook vir bestuurders 'n ander uitdaging. Want nou hoef jy nie meer insette en kantoorure genadiglik te bestuur nie. Nou gaan dit meer om kontraktering en uitsette. Maar wat mens ook, en daarby sal ek kom, wat mens ook dan nou raak sien en ook 'n positief, skielik kos dit net 1/10 van die planeet se energie om te vergader. So die omgewingsimpak kan ook 'n enorme voordeel wees. Die feit dat ons nie meer almal op 'n vliegtuig hoef te klim van oor die hele wêreld om kongres saam te hou. Ek al 'n hele paar virtuele kongresse ook so beleef. Die derde impak is die impak rondom die verskerping van klasverskille. Dit is gewoon so dat met die koms van COVID en die feit dat ons nou meer virtueel leef, dat die grense tussen ryk en arm, tussen bevoorregting en verontrechting dieper getrek het. Kom ek dit eenvoudig stel. As jy uit die elite klas kom of 'n hoër middelklas persoon is, of selfs 'n middelklas persoon waarvan ek aanneem, dis baie van ons se agtergrond. Dan was COVID vir u ongerieflik, finansiëel, miskien moes u in die pensioen indelf, maar dit was nie vir u vernietiging, soos baie van die mense wat hulle werk verloor het. Vir die armes in die wêreld het COVID regtig nog 'n groter armoede gedompel. En dit sal al die navorsing en goed daaroor vir u wys. En my bekommernis hieroor, omdat COVID dan hierdie lyne tussen ryk en arm verskerp, is ek bekommerd dat ons 'n meer onstabiele wêreld sal sien.
Oomblik as daar groter ongelykhede is tussen lande, tussen groepe, moet jy weet, sal stabiliteit en rus en vrede 'n droom bly, wat ons nie binnekort gaan maklik verwesenlik nie. En soms is mens moeg om na die Suid-Afrikaanse voorbeelde te luister, maar wat onlangs kyk selfs in die Engelse konteks, Engeland, Skotland, veral, dat die meer bevoorregte in privaat skole baie meer daarin geslaag het om die kinders te begelei, die leerders virtueel. Maar die skole in die armer gedeeltes van Skotland en Engeland het dit nie so maklik gegaan. Wat jy dit selfs in een sektor kon sien, die wat maklik kon inplak en wat die device het, die toerusting om te kon aangaan en die bronne het aangegaan en vooruit gegaan. En dan is daar nog iets wat ek dink belangrik is. As jy vir mense sou gevra het na hoe hulle nou COVID beleef en daarna, dan het baie middelklas mense vir jou gesê, man, was dit tyd om rustig te raak met my mense. Ek kon nou hierdie dieper binne reis gaan. Ek kon bietjie detox. En ek wil sê vir arme mense wat swaar kry, was daar nie daardie luksheid van 'n bietjie meer tyd met jou gesin en vrede deurbring. So, dis die derde groot impak. Die skeiingslyn tussen ryk en arm is dieper getrek. Die vierde impak, en daarom is ek bly dat ek ook 'n medikus is, en dit is dat die wêreld van die biopolitiek het ons binnekamer betree. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel daarmee dat as jy terugdink aan die kersete wat jy gehad het 'n paar maande terug, was daar duidelike standpunte oor pro-vaksine en anti-vaksine. Was daar duidelik mense wat vir jou gesê het, oor my dooie liggaam vat ek 'n vaksine, want dit is niks anders as Bill Gates, die Wêreldgesondheidsorganisasie, wat my DNA wil kon verander en my wil beheer. Die gesprekke het jy gesien in die WhatsApp groepe waarin jy behoort. En dis niks anders as kwessies rondom die biopolitiek nie. En binnekort, wil ek voorspel, sal u en ek nie behoorlik kan reis as jy nie 'n biopaspoort het nie. As jy nie kan wys, jy het vir AstraZeneca of 'n Pfizer of 'n J&J weet in jou arm in. En jy sal nie kan reis as jy nie jou negatiewe COVID-toets kan wys nie. En dan is dit interessant as jy, ek dink tans as iemand soos Dr. Fauci 'n baie groter celebrity as baie presidente in die wêreld en as Hollywood celebrities. So skielik het mediese kundiges begin raad gee oor wanneer sluit ons toe en wanneer maak ons oop, wat ook nie onproblematies is nie. Want soms verwag mens van hulle met alle fasette van die samelewing en hulle doen nie. En beleidsmakers moet gewoon na hulle advies luister. En dan is dit moeilik om die ekonomie en die ander goed in ag te neem. So, die wêreld van die biopolitiek het ons volledig getref en die etiek daar rondom. Die vyfde groot tendens, en dis 'n vraag in my gemoed, is wat gaan langtermyn fisiese afstand aan ons doen, aan ons gemeenskap en wie ons is, fisiese afstand. En ek verkies die woord bo sosiale afstand, social distancing. Want dit is nog maar eenmaal so, en ek is nie 'n sielkundige nie, maar ons is nie gemaak om mekaar net via Zoom of Teams te sien nie. Ons wil mekaar drukkies gee, ons wil mekaar in die oë kyk. Iemand het eendag gesê, die oë is die vensters van die siel. Jy wil iemand kan omarm. En een van die IT-ouens nou die dag sê vir my, jy weet prof, ek sien selfs by die meetings, die virtuele meetings, die introverte raak nog stiller. En die extroverte domineer nog meer. So dis ook 'n uitdaging vir daardie voorsitter om dit te bestuur, want jy kan nie die nie-verbale clues of tekens optel nie. Dis moeilik. En iemand het eendag ook die internet beskryf of as jy sosiale media werk en speel as om alleen saam te wees. Alone together. So ek vra maar net die vraag, wat gaan fisiese afstand en sosiale afstand aan ons menswees en ons kollektiewe siege doen? Ek weet nie. Die sesde en voorlaaste tendens wat ek raak sien, is dat COVID die sondebok vir alles oorraak. Vir bestuur se oneffektiwiteit, vir regerings wat nie vermoë het om ordentlik te bestuur en ordentlike besluite te neem betyds nie. En selfs in die privaat sektor, vir swak kliëntediens, word dit nou alles voor die deur van COVID gelê. So COVID word regtig die sondebok vir hoekom dinge nie behoorlik werk nie. En die laaste punt is 'n meer positiewe tendens wat ek raak sien. En dit is dat mense ook digitale platforms begin gebruik in 'n goeie sin. In Engels het jy 'n mooi woord om die commons te bemagtig,
om die gewone mense te bemagtig. En dis vir my fantasties. Byvoorbeeld, dat daar 'n geweldige aandrang tans is, dat mense gratis toegang tot die internet moet kry, dat data goedkoop gratis moet wees, want mense het die onvervreembare reg tot inligting. Daar selfs mense wat so ver gaan en sê, vir die digitale mens wat ons nou word, het virtuele toegang, het internet toegang, ons suurstof geraak. So daar's 'n geweldige groot beweging aan die gang wêreldwyd. Baie van dieselfde karakters wat Occupy Wall Street gedoen het, en wat in opstand gekom het, teenoor dat die finansiële sektor boekewinste gemaak het en die markte in duie gestort het, is ook hier, speel hier 'n rol, nie regeringsorganisasies, om maatskappye te dwing en te druk vir universele vrye toegang tot die internet. Wat ek dink positief vir die gewone mens op die langtermyn kan wees. Dit is die sewe tendense wat ek, en dan uiteraard veel meer, wat ek baie oor sou kon praat en sou kon sê. So uiteraard, ons is meer virtueel, ons is digitaal geraak. Tweedens, ons werkplek is onherroepelik verander. Die klasverskille is dieper getrek, ek herhaal dit maar net weer, die wêreld van die biopolitiek, die etiese kwessies van wie word ingeënt, wie nie, hoe werk dit nou? Dit kan ons nie meer vermy nie. Die hele kwessie van fisiese afstand, sosiale afstand, wat gaan dit aan ons maak as gemeenskappe en mense? En dan die sondebok ding, ons blameer alles nou aan COVID. Vroeger was dit apartheid, kolonialisme en ander goed, in sekere kontekste in ander lande weer ander goed. En die laaste is dat dit ook 'n positiewe kant het dat mense die platform regtig gebruik om, wil ek sê, gewone mense te bemagtig. Ek hou die tyd dop, ek sien ek is nou so 'n kwartier aan die gang, en ek wil afsluit met 'n wens. En dit is nou nie die sosioloog wat hier praat nie, dis nou die dromer, die patologiese optimis en die verloopte dominee. Dit is seker dat ons 'n nuwe wêreld betree, amper 'n wêreld van alreeds en nog nie. In teologie sal jy ook baie daarvan gehoor, ons is in die wêreld van die alreeds en nog nie. Die oomblik as jy die Here aanvaar as jou verlosser en saligmaker, glo ons geloofstradisie en die hemel vir jou aangebreek, maar nog nie ten volle, en eendag sal dit ten volle wees. En ek wil dieselfde metafoor gebruik. En dan wil ek voortgaan om te sê, ek hoop dat COVID ons as mense in staat sal stel om meer te onderskei tussen die ego en die siel. Nou, die dinge van die ego het te doen met nog vinniger leef, nog meer effektief wees, nog hoër wolkekrabbers, nog meer in die aarde wil trek, die nuwe kolonie op Mars wil vestig. Saam bly is dat ons nou al die eerste 5 gram suurstof gemaak het op Mars, om die nuwe koloniste te ontvang. Vinniger, hoër, beter. Dis die ego ding. En daarvan sal ons uiteraard nooit kan ontsnap. Ons is deel daarvan. Maar aan die ander kant hoop ek dat daar ook plek sal wees vir die sielsdinge. En dat COVID ons minstens ook dat stilstaan het vir 'n slag. En dink dit maar, wat is die dinge wat diepgang het? Die goed wat draagkrag het. Hoe lyk ons verhoudings met hulle wat vir ons belangrik is? Moet ons nie dat stadiger leef nie, meer vervuld leef? Moet ons nie meer reflekteer nie? Moet ons nie meer stil raak? Moet ons nie gaan soek na die reis na binne nie? En ek wil sê dat, weer eens, en dit is nie die een of die ander nie, mens moet bewus wees daarvan, dat daar momente is wat ego jou brood op die tafel sit, en belangrik is. Maar daar is ook momente wat ons die sielsgoed moet omarm. En soms moet mens dan die vraag ook vra, maar wanneer is genoeg, genoeg? Wat is dit om 'n vergenoegde lewe te leef? En waaroor gaan lewensverryking? Nie net jou eie lewe nie, maar ook die van ander. En as ek sê die van ander, bedoel ek nie net ons eie spesies, die mens nie, bedoel ek ook ons planeet, ander lewende wesens, wat ons aan hulle maak en aan hulle doen. En ek kan nie anders as om af te sluit met 'n wonderlike boek wat ek 'n jaar terug gelees het van Jenny Odell nie, met die titel How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy. So om te idle en niks te doen, is ook 'n deeg en stilte. En ek gaan laastens afsluit met die woorde van Arturo Escobar, wat kom goeie goed uit Latijns-Amerika, en hy het gesê, hy dink COVID wys vir ons dat die mens op 'n kruispunt is. Aan die een kant die van cyborg, altyd ingeprop, altyd aangeskakel, altyd op Facebook, aan die web, die selfoon, maar aan die ander kant ook gewortel aan plek, aan gemeenskap,
bewus van die natuur en bewus van die ander om jou. En hy sê, die tyd sal leer hoe ons met hierdie kruispad omgaan. Ek wil op die stadium dankie ook sê vir 'n dialoog, 'n belangrike dialoog wat plaasgevind het waar hy te kontak vir hierdie paar gedagtes, die tussen Pieter Westerby, 'n sielsvriend van my uit Australië, 'n gemeenskapsaktivis en 'n analis van die lewe, en dan ook Bern Harris. Bern was die Mandela Stichting se direkteur vir 18 jaar en Mandela se persoonlike argivaris vir 12 jaar. 'n Wonderlike verloopte hippie en 'n wonderlike mens om te ken. En dit was hulle dialoog wat my geïnspireer het om hierdie paar gedagtes met julle te deel wat ook gepubliseer is in 'n Oxford joernaal. Baie dankie.